Welkom by ons lydenstyd oordenking, saam met Jesus op pad na die kruis. Vandag is ons laaste oordenking en ons is reeds in die groot lydingsweek hierdie week. Ek wil jou uitnooi om gemaklik te sit en sommer die spanning van die dag wat voorlê of wat dalk al verby is, net uit jou liggaam uit te laat vloei, laat sak jou skouers en fokus vir 'n rukkie op jou eie asemhaling. Probeer ek om jou gedagtes hier stil te hou, en keer net rustig terug as jou gedagtes dalk begin dwaal. Vandag blaas ons die 6ste Kersdood. Daar's nog net een oor wat ons op Goeie Vrydag gaan doodblaas. Lyding, swaar kry, seer kry, voel soos donker tye in ons lewens. En hoe donkerder dit word soos ons die kerse doodblaas, weet ons ook dat Jesus lyding ken. Hy het self hierdie pad gestap, en daarom kan hy langs ons, en ook in ons deur sy gees, wees wanneer ons ly. Hy skrik nie vir ons pyn en seer nie, hy ken dit. Ek deel vanoggend met jou ook hierdie gebed, wat jy dalk in lydenstyd ook self bewus geword het van jou eie lyding, of dalk kan jy dit vir iemand anders bid, wat vandag in jou gedagtes is, wat deur 'n moeilike tyd gaan. Totdat my eie genesing kom, Here, gee vir my genade, dat ek my lyding kan aanvaar. Gee vir my krag om nie moeg en moedeloos te word nie. Gee my u liefde, sodat my lyding my nader aan u kan bring. U is die oorsprong en bron van alle liefde. Amen. Vandag se kort gedeelte oor Jesus wat sy kruis dra en ons nooi om vir rukkie saam met hom te stap op pad na Golgotha. Langs die pad is waarskynlik verskillende mense. Iewerste tussen hierdie mense langs die pad en mense wat agterna stap is die disippels en die vroue, waarskynlik ook Jesus se ma, en dan Simon. Luister en sien hoe hierdie gebeure uitspeel en hoe die mense en ook Jesus reageer. Matteus 27 vers 31 en 32. Nadat hulle met hom gespot het, het hulle die mantel afgehaal, sy boklere vir hom aangetrek en hom weggelei om hom te kruisig. Op pad na buite het hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon teëgekom. Hulle het hierdie man gedwing om Jesus se kruis te dra. 'n Kort gedeelte. Watter woorde of gedagtes staan vir jou uit? Dink en gesels 'n bietjie en pause gerus die opname. Die gedeelte praat van iemand wat vir Jesus gehelp het om sy kruis te dra. Simon van Sirene. Hoe dink julle het Simon gevoel toe hy gedwing word om Jesus se kruis te dra? Wat dink julle het deur sy gedagtes gegaan terwyl hy Jesus se kruis gedra het? Ons almal het met tye hulp in die lewe nodig. Wanneer is dit vir jou maklik en wanneer is dit moeilik om hulp te aanvaar? En wanneer is dit vir jou maklik of selfs moeilik om iemand anders te help? Die interessante gedagte is dat Jesus ook hier gehelp is. Hoe dink jy daaroor dat Jesus hulp nodig mag gehad het? En hoe verander dit dalk hoe jy daaroor voel om soms ook hulp te ontvang? Dink en gesels 'n bietjie hieroor. Wanneer jy op 'n plek in jou lewe is, of al was, waar jy swaar gedra het aan iets, nie meer kon of kan aangegaan het nie, was daar mense om jou wat jou dalk gehelp het, en wat jou ondersteun het, wat jou as te ware help dra het aan 'n kruis? Wie was hulle? Wie is hulle? Ons almal het soms 'n kruis wat ons dra. Wanneer ons weet dat ons nie alleen is nie en dat daar mense is wat ons help om ons kruis te dra, raak die kruis op 'n manier ligter en makliker om te dra. Hoe meer hande dra, hoe ligter word die kruis. Is daar iemand wat jy nou aan kan dink, wat nou swaar dra in iets? Dalk het hulle 'n dokter se prognose gekry, dalk is hulle siek of eensaam. Of dalk is daar iemand, 'n familielid, 'n eggenoot wat siek is of dalk afgesterf het. Wat kan jy vir hom of haar doen om hulle te help dra? Onthou om dit te doen. Hier aan die einde van ons lydenstyd oordenkings, dink ek is dit gepas as ons saam afsluit met hierdie Onse Vader.
Ons gaan die lied ook speel aan die einde, maar dalk kan jy nou hardop die Onse Vader bid, of julle as gesin. Bid die Onse Vader saam. Vandag kan julle as 'n laaste byvoeging tot julle kerse en alles wat julle reeds in hierdie 6 weke daar neergesit het, vandag ook 'n kruis maak en dit daarby sit. Vat dalk sommer stokkies in die tuin, stukkies hout in pappa se werkskamer, of klei, of dalk kan die kinders net sommer een teken of verf. Sit die kruis by julle kerse neer, en gesels gerus saam, oor iets wat jy al moes doen, wat moeilik was, iets wat jy gedink het jy gaan nie reg kry nie, en wat jy toe tog reg gekry het. Gesels saam. Môre aand om 6uur in ons kerkgebou is daar 'n nagmaalsdiens en ons nooi jou uit om saam te kom nagmaal gebruik. Of dalk Vrydagoggend om 9uur by Huis Lafras Moelman. En onthou om julle laaste kers Vrydagoggend dood te blaas. Dankie dat julle saam met ons gekuier het in hierdie lydenstyd.